Gemeente, ter wille van die doelwit wat ons het met hierdie reeks wat ek sommer noem 'n voëlvlug oor Handelinge. Die tema gaan wees deurlopend hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. En net om dit te doen, gaan ons ongelukkig nie by alles uitkom nie, ek sal net verduidelik. Maar daarvoor, selfs met die skrifgedeelte, gaan ek nie net kort gedeeltes lees nie. Ek gaan van tyd tot tyd langer gedeeltes lees, net sodat ons gedagtes die konteks kan kry en die gedagtegang van Lukas, terwyl hy hierdie boek vir ons geskryf het. So Handelinge, hoofstuk 1, ek lees vanoggend die hele hoofstuk. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde onlewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die hoofvertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartolomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus, en Simon die ywerraar, en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120, en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word, wat die Heilige Gees voorspel het, deur die mond van Dawid, aangaande Judas, wat leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken, en het die lot van hierdie bediening verkry. Dit was die lot om Jesus te dien, en Jesus te volg. Dit word bevestig later in hierdie skrifgedeelte. Dis nie die lot van verraad nie, vriende. Die lot om 'n disipel te wees, gekies deur hom persoonlik. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en het vooroorgeval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een sy opsienersambt neem. Van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het al die tyd,
waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. En hulle twee voorgestel, Josef, wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en Matthias. En hulle het gebid, en gesê, U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees. Net tot sover. Vriende, ek het gewonder by myself, wie van u was al by die Sterkfontein Dam hidro-elektriese kragstasie? Ok, net 'n paartjies. Dis asemrowend, om die minste te sê. Wanneer jy onder daai berg ingaan, wat hulle uitgekalwe het, oopgegrou het, en aan die binnekant van die berg, jy sien dit nie van buite af nie, hierdie een kolossale groot hidro-elektriese stasie gebou het. Nou, interessante ding, die Columbia River in Amerika het ook 'n hidro-elektriese kragstasie, en die skrywer, Jamie Buckingham, het eendag hierdie elektriese kragsentrale besoek, met die gedagte in sy kop, dat die water wat die krag opwek, by hierdie hidro-elektriese kragstasie, is die water wat aan die bokant van die damwal oorspoel. Nou, wanneer 'n mens daaroor nadink, dan sal jy besef, dat die water wat aan die bokant van die damwal oorspoel, is eintlik maar meer net skuim. Ja, dit is water, maar dit is skuim, want die wind waai daaroor, en dis half net die opborrelsels, die oorblyfsels wat oor die damwal gaan. Maar diep onder in die rivier, diep onder in die Sterkfontein Dam, is daar 'n gedeelte uitgegrawe, uitgekalwe, waarin kolossale turbines ingebou is. En die groot krag van die rivier is daar onder in die diepste gedeelte, waar die rivier is. En is daar waar die water teen 'n ontsettende tempo en krag, daai turbines aandraai, wat die krag opwek vir hierdie elektrisiteit wat dan versprei word. 'n Interessante ding wat ek opgemerk het van die Columbia River, ons wil nie te veel praat oor ons land se kragopwek vermoë en status nie, maar die Columbia rivier se hidrokragstasie wek, luister mooi vriende, 40% van Amerika se hidroelektrisiteit op. 40%, dit is baie. Hulle gee die statistieke, julle gaan nie verstaan nie, selfs ek kan nie heeltemal by dit uitkom nie, selfs al is ek elektriesien, maar dit is groot megawatts. Ons land kan nie begin dink om sulke krag op te wek nie. Maar net om te sê, die krag wat dit opwek, is nie daarbo waar dit oorspoel nie. Dit is hieronder. Dit is hier in die diepte waar dit weggesteek word. En in 'n sekere sin het dit my laat dink aan die krag van die Heilige Gees, of die krag waarmee die Heilige Gees van God werk. Dis nie die uiterlikes van sekere kerke en godsdienste nie. Dis nie die uiterlike van dinge wat gebeur en jy sien dit nie. Dink, daar werk die Gees van die Here nie. Nee, die Gees van die Here se krag is hier diep in jou binneste, is hier in jou hart, waar die Here 'n verhouding met jou het, en waar jy uitstap in geloof en in die naam van die Here standpunt inneem teen hierdie bose wêreld. Maar die impak en die krag daarvan is baie diep. En daar kan niemand steel nie. Daar kan niemand dit by jou kom neem nie. Ek het 'n ander staaltjie wat ek graag wil vertel, net voor ek by die woord van die Here kom en die verklaring daarvan. Ek het ook in hierdie week nogal gelees van D.L. Moody, baie van julle het al gehoor van hom,
En dis maar net 'n bevestiging en 'n illustrasie van dit wat ons tot dusver gesê het. Nou, D.L. Moody was per geleentheid genooi om te gaan preek 'n reeks dienste in Engeland. En 'n ouerige predikant daar in Engeland het geweldig geprotesteer teen hierdie uitnodiging vir D.L. Moody om te kom. En sy woorde was die volgende, hy het gesê, "Why do we need this D.L. Moody? He's uneducated. He's inexperienced, and so forth, and so forth. Who does he think he is anyway? Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit?" Een jonger, baie wyser predikant het opgestaan in die vergadering en gereageer en hy die volgende gesê vir die ou man. Hy sê, "No, but the Holy Spirit has a monopoly on him." Toe ek dit lees, vriende, toe is dit asof die lig vir my opgaan. Waar is die krag in die kerk? Waar is die krag wat in Handelinge so prominent gefunksioneer het? Waar is dit heen in die kerk? Miskien is dit omdat die Heilige Gees nie meer 'n monopoly op my lewe het nie. Ek het hierdie een lewe aan die een kant, en dan het ek hierdie ander lewe Sondag. Ek het hierdie een lewe in die geheim, en dan hierdie ander lewe in die openbaar. Die Heilige Gees het nie 'n monopoly op my lewe en my hart nie. Waar is die krag, vriende? Hoekom is daar mense wat wegbly vandag? Moet ek dit net vinnig sê? Party is siek. Party sterk aan by die huis. Party sê, ons gaan nie hierdie diens ondersteun nie. Dis die naakte waarheid. Waar is die Heilige Gees? Waar is die krag van God? Vriende, as ek die woorde van die apostel Paulus kan gebruik in ons afgehandelde reeks verlede week oor Efesiërs 5 vers 18, waar Paulus sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. Vriende, as groot waarheid gaan nie daar preek nie. Nou, daar is 'n vrag vol waarhede waarby ons kan stilstaan wanneer ons kyk na Handelinge, en wanneer dit kom by die werk wat die Heilige Gees gedoen het deur die apostels, dan praat ek nog nie eers van die Heilige Gees se werk as sulk self nie, binne in Handelinge, en ek het doelbewus besluit dat ons net 'n voëlvlug gaan doen, so ons gaan opstyg en van die hemel af neerkyk op Handelinge, hoofstuk vir hoofstuk en partykeer hoofstukke aan mekaar. Dis definitief nie soos wat ek altyd preek, 'n vers vir vers eksposisie nie. En my doel is om in min of meer, miskien, ek sal sien, ek gaan probeer, tussen 13 en 15 boodskappe deur Handelinge te werk, van voor regdeur tot agter. Ek kan nou al vir u sê, daar is nie 13 of 15 Sondae beskikbaar nie, so ek gaan of deur Desember moet preek, of in die nuwe jaar moet klaarmaak, ek weet nog nie. Die Heilige Gees self sal dit bepaal. So ek wil by voorbaat vir u sê, vriende, ons gaan goed mis. Ek weet dit. Daar sekere waarhede en belangrike inligting wat ons oor die hoof gaan sien. Ek weet dit. Maar, ons gaan leer hoe om te lewe in kontak met en in die krag van en onder leiding van die Heilige Gees van God. Dis my oogmerk. My oogmerk is, hoe kan ons lewe soos die apostels gelewe het? En hoe kan ons, wat hier sit, ABKP, 'n klein gemeentefamilie, dieselfde impak het, wat 12 manne gehad het, onder leiding van die Heilige Gees? En dit, vriende, wanneer ons daarna kyk, is die antwoord. Die vraag is, wat is God se wil? En in 'n sekere sin, wat is God se wil vir my lewe? En dit gaan die antwoord wees. Onder leiding van die Heilige Gees. So,
Ek gee sommer byvoorbeeld vir julle die antwoord, dat julle nou nie nodig het om in groot afwagting te wag tot die dominee amen sê, en nou weet ons wat hy wil sê nie. So ek gaan vir julle nou sê wat die dominee wil sê, en wat die Heilige Gees wil bevestig, en dan kan ons rustig raak en verder kyk na die verklaring en die uitleg van hoofstuk 1. So hier is dit, vriende, God se plan is dat ons getuies sal wees. That's the bottom line. God se plan is dat ons getuies sal wees, en, ek maak hom langer, die Heilige Gees is sy voorsiening daarvoor. So dis ons tema vanoggend. God se plan is dat ons getuies sal wees, en sy Heilige Gees is sy voorsiening om die werk te doen, as ek dit 'n klein bietjie anders kan stel. Iets wat baie interessant is met Bybeluitleg. Dit help altyd om te verstaan wie die geskrif geskryf, of die boek geskryf wat jy nou lees. En dan as jy uitgevind het wie dit geskryf het, dan help dit nogal baie om te verstaan hoekom hy hierdie boek geskryf het. Nou met baie Bybelboeke is dit nogal partykeer 'n uitdaging om uit te vind wie dit geskryf. Byvoorbeeld Jesaja, mense dink Jesaja het Jesaja geskryf. Maar Jesaja het nie noodwendig alles van Jesaja geskrywe nie. Daar's gedeeltes wat moontlik deur iemand anders geskrywe was. So dan moet jy baie diep en baie ver ondersoek instel om uit te vind wie's die skrywer. Nou die interessante ding van Handelinge is dat dit is glad nie moeilik om uit te vind wie dit geskrywe nie, en reeds in die eerste hoofstuk vind ons dit uit, as ook wat sy doel was. Nou julle sal weet, as jy baie van jou Nuwe Testamentiese briewe lees, dan is dit nogal moeilik partykeer om agter die kap van die Bybel te kom. Hoekom het Paulus byvoorbeeld die brief van die Efesiërs geskryf? Hoekom het hy 'n brief van die Kolossense geskryf wat amper feitelik dieselfde klink? Maar dis 'n ander gemeente. Maar weer eens met Handelinge vind ons al twee die antwoorde reg in hoofstuk 1. Nou net om vir u vinnig ietsie te sê oor Lukas, want ons weet hy is die skrywer van Handelinge. Iemand het geskrywe, net 'n kort beskrywing oor wie hy is. Luke wasn't an eyewitness, en kan jy sien selfs ek sukkel om te lees hiervoor. Maar dit is vir my die grootste voorreg om saam met julle hier te wees vandag. So nou wil ek net so 'n bietjie lig kry hier dat ek mooi kan lees. Luke wasn't an eyewitness to Jesus' ministry, but he lived during the first century, and according to his own writings, luister, hier was baie belangrik, carefully investigated everything. 3 belangrike woorde. Carefully investigated everything from the beginning. Nou, dit sê hy, as jy nou mooi gaan kyk, Lukas 1 vers 1 tot 4. As a travel companion of Paul, he also likely had direct access to the apostles and other accounts of Jesus' life and ministry. Byvoorbeeld die boek Markus, of die evangelie van Markus, was tot Lukas se beskikking. While he was presumably educated as a physician, 'n dokter. Dit leer ons in Kolossense 4 vers 1 tot 4. Today Luke is celebrated as one of the church's earliest historians. His methodical, detailed writings gives us the only thorough record of what happened after Jesus ascended to heaven. Without his account in Acts, it would be hard to imagine how Christianity grew from a small, fragile movement within Judaism to what would eventually become the largest religion worldwide. En ek weet nie wie van u nie, maar as ek moes probeer verstaan hoe het een man met die naam van Jesus, wat 12 volgelinge gekies het, oor meer as 2000 jaar die hele wêreld bereik. Ek werk al 15 jaar, 16 jaar hier in Port Elizabeth, en ek het gehoop, teen hierdie tyd het ons hierdie plek al afgebreek en 'n plek gebou so groot soos die hele erf, en dat julle van ver af aangestap kom na kerk toe. En in 15 jaar kon ons dit nie reg kry nie. Hoe het Jesus dit gedoen? Dis 'n legit vraag.
en ons verstaan dit beter wanneer ons Handelinge lees. Handelinge gee vir ons die antwoord. So Handelinge is basies deel 2 van Lukas se eerste verhaal, die evangelie wat hy geskryf het, die evangelie van Lukas. In Lukas se evangelie was die fokus van daardie skrywe wat hy opgestel het, Jesus. Sien julle dit? Ja. As jy Lukas lees, dan lees jy Jesus. Handelinge is deel 2. Nou, omdat Jesus opgevaar het hemel toe en nie meer daar is nie, sy bediening het op 'n einde gekom, skryf Lukas nou oor 'n ander onderwerp, tussen hakies, persoon. Die fokus van die Handelinge is nie meer Jesus nie, want Jesus is nou weg. Dit is nou die Heilige Gees. En hoe die Heilige Gees deur die apostels gewerk het, en hoe die Heilige Gees die gemeente gefokus het hier op die aarde. En ek wil jy moet weer kyk na Handelinge 1 vers 8. Wie van julle ken Handelinge 1 vers 8? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees waar? Jerusalem, Judea, Samaria en die uiterstes van die aarde. Handelinge 1 vers 8. So ons vra, wat is die doel van hierdie skrywe? So nou weet ons, Lukas is die skrywer. Wat is die doel van die dokument wat hy opgetrek het? Wel vriende, Handelinge 1 vers 1 tot 4 gee vir ons die antwoord. Luister weer eens. Ek lees dit vinnig vir julle. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel, luister mooi, oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, luister hier, baie belangrike inligting, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, luister weer 'n keer, het hy hulle bevel gegee. En dan volg die res van die verhaal. Kan ek vinnig net vir u ietsie lees wat iemand geskryf het? The purpose of Acts is to give a continued account of the work of Jesus Christ through his disciples, his witnesses as they take the message to Jerusalem and Judea and Samaria, then the remotest part of the earth. En nou wonder ek by myself, nadat ons afgehandel het met Efesiërs en waar ons gesien het, hier so onberekenbare rykdom tot my beskikking alleenlik in Christus, en ons weet dit, teoreties is dit waar, ek is gered uit genade uit, maar hoe kry ek deel aan hierdie rykdom wat in Christus is? En weet julle vriende, daar is Handelinge. Handelinge gee vir ons die antwoord, hoe jy jou hande lê op daardie rykdom. Jesus het vir sy disippels beloftes gegee. Ek wil net vinnig daar net vas staan ook, vriende. Dis net om 'n goeie fondasie te lê vir vorentoe. Jesus het vir sy disippels beloftes gegee. En hy het vir hulle gesê dat hulle gedoop sal word met die Heilige Gees. Nou, Johannes het hierdie belofte afgelewer in Matteus 3 vers 11. En toe hy gesê het, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Luister na hierdie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit word bevestig in Markus 1 vers 8. Dit word bevestig in Lukas 3:16. Dit word bevestig, en hierdie wil ek graag lees, in Johannes hoofstuk 1 vers 32 tot 34. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. So wie het Jesus ontvang? Jesus het die Heilige Gees ontvang. Hy het die Heilige Gees. En ek het hom nie geken nie, maar hy het my gestuur, of hy wat my gestuur het,
om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Baie belangrike inligting weer eens, wat die Heilige Gees ontvang en dit bly op hom. En ek het gesien en getuig dat hy, dis Jesus, die Seun van God is. En nou in Handelinge lees ons waar Jesus self sê in vers 4, as jy saam met my gaan volg, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel, nou hier kom die konnotasie met Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Ek weet nie of jy dit weet nie, vriende, maar daar is 'n ander plek in die Bybel, nog een plek, waar daar gepraat word van die doop met die Heilige Gees. En dis 1 Korintiërs hoofstuk 12. As jy saam met my wil blaai. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Paulus skryf en hy sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, hulle hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Kyk nou hier, 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal, hy praat van die gelowiges in Korinthe, ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en luister na die volgende gedeelte, hier is asemrowend, en ons is almal van een Gees, help my vriende, deurdronge, verdrink, nie net 'n gedeelte nie, nie net 'n bietjie van God se Gees nie. Die kind van God behoort deurdronge te wees met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons behoort deur die Heilige Gees besit te word. Die Heilige Gees behoort 'n monopolie te hê op my lewe. En net in die verbygaan, voor ons verder gaan. Hoekom dink julle moes die disippels wag in Jerusalem? Ek gee gou vir julle die antwoord. Die antwoord is duidelik. Want sonder God kan ons niks doen nie. Sonder die Heilige Gees kan ons niks doen. Johannes 15 vers 5 sê die Here Jesus, ek is die ware wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrugte. Sonder my kan julle niks doen. Hoekom is die kerk kragteloos? Hoekom is die kerk kragteloos? Die Heilige Gees het nie 'n monopolie op die kerk nie. Die Heilige Gees besit nie alles van sy kinders. Daar's gedeeltes wat ons terughou, daar's gedeeltes wat privaat is. Daar's gedeeltes wat meer aandag kry as die Here. Daar's gedeeltes wat meer genot ontvang as die Here. En daarom het die kerk nie meer krag nie. En daarom doen ons nie meer wat die apostels gedoen het nie. En vriende, nou gaan ons begin nader beweeg na die doel van hierdie skrywe. Ek het vroeër in die week vir jou gesê, gaan kyk na hoofstuk 1, die van u wat nou nie op die groep is nie, sal nie daai opdrag gekry het nie. Ek het vir jou gesê, gaan kyk na Handelinge 1, en merk elke plek en 'n verwysing daarna, waar daar melding gemaak word van die opstanding van Jesus Christus. Ek het vir jou gesê, bring jou Bybel saam kerk toe met 'n notaboek en 'n pen. Ek sien nie baie notaboeke en penne nie. Ek sien 'n paar, dankie. Ek sien nie baie nie. Ja, het is seer dalk. Ek wonder wie van u het erns gemaak met hierdie teks om voorbereid kerk toe te kom. Want Dominee het gesê ons gaan praat daaroor. Wie van julle het gaan merke maak? Moenie hand opsteek. Van oral waar daar melding gemaak word van Jesus se opstanding.
Ek het nie opgekyk nie, dat ek nie jou hand kan sien. Kom ons sê julle, almal het julle huiswerk gedoen. Dit is ons maklik om in te glip by die agterdeur, want ek kyk gou en ek vinnig, en ek gou die antwoord kry, want dit is 'n oop boek toets by die erediens, en dit is, so julle is bevoorreg nog, daar's genade tyd. Maar vriende, soos ons nader beweeg aan die doel van Handelinge, gaan ons moet erns maak met God se woord. En dan gaan julle opdragte gee, elke week. Julle gaan daai opdragte moet uitvoer, as jy wil toelaat dat die Heilige Gees 'n monopolie op jou lewe kry. As jy begeer om die krag van God se Gees te kan ervaar en daarin te kan lewe, dan gaan jy saam met my moet beweeg. Ons vriende wat besluit het, hulle wil nie vandag kom nie, klaar uitgemis, klaar, afgesluit. Hulle mis. Dit is hulle besluit. So vriende, het jy elke plek gemerk waar daar melding gemaak word van die opstanding van Jesus? Kan ek net vinnig vra die wat notas gemaak het, wie van julle het ook vers 3 raak gesien? Enige iemand vers 3 gesien? Baie dankie, is 'n paar mense wat clever is. In vers 3, Handelinge 1 vers 3 staan daar, en wie hy ook, dit is Jesus, na sy lyde, kyk wat staan daar, hom lewend vertoon het, deur baie kentekens. Hom lewend vertoon het, dit sê nie hy het opgestaan nie, maar moet dit aflei. Later in die hoofstuk word verhaal van die uitdaging met betrekking tot Judas Iskariot se plek onder die apostels, wat nou leeg is. Petrus staan op, ons ken nou die verhaal, hy verduidelik die unieke situasie, hy verwys na die Ou Testamentiese profeseë, en hy maak 'n voorstel, en ek wil hê julle moet saam met my lees, vriende. Julle moet nog so 'n bietjie op julle tande byt, ek is regtig jammer, maar die woord van die Here is ernstig. En mense wat ernstig is met die woord van die Here, gee nie om nie. Hulle staan vas, hulle is honger, en wanneer die dominee amen sê, dan sê hulle asseblief moenie ophou nie. Ons is nog honger. So kom ons lees vers 20 tot 22. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner wees nie, laat 'n ander een sy opsieners amp neem. Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd, nou hier wil ek hê julle moet op, dis hoekom ek dit weer lees, wil julle moet oplet, hier's geweldig baie belangrike inligting om te verstaan, hoekom is Handelinge geskrywe. Hy sê, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uit gegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, hierdie vriende, hierdie stukkie sinnetjie, is 'n verwysing na die lewe van Jesus hier op aarde. The life of Christ. En dis belangrike inligting. Maar is interessant nie die rede hoekom Handelinge geskryf is. Nou gaan hy aan. Van hulle moet daar een saam met ons getuig word van sy opstanding. Laat ek dit weer lees. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou wil ek vir julle vra, help julle my nou, ek is nou 'n dom dominee, ek het nou ook nie my huiswerk gedoen nie, my boekie het nie saamgekom kerk toe nie, ek het ook nie 'n pen nie, so ek is nou heeltemal skuldig. Help julle nou vir my vandag, en dan sê julle vir my, hoekom is dit belangrik dat Petrus opstaan en sê, hier is wat met Judas gebeur het, hier is wat nou moet gebeur, maar hierdie persoon moet aan hierdie kwalifikasie voldoen. Hy moet 'n ooggetuie wees van Jesus se opstanding, nie uitsluitlik net the life of Christ nie. Hy moet 'n getuie wees van sy opstanding. Hoekom is dit so 'n belangrike element? Vriende, om die antwoord te kry, moet jy die evangelies weer lees. Die opstanding van Jesus is die sleutelbegrip van Jesus se persoon en werk binne die verkondiging van die evangelie. Sonder Jesus se opstanding beteken die goeie nuus niks.
Niks. Dis die opstanding van Jesus, wat die evangelie van Jesus krag gee, deur die Heilige Gees. Ag en vriende, ons kan spring na 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 1 tot 11. Dis 'n bevestiging daarvan. Ek lees vinnig net 'n paar verse, 5, dalk 4 verse. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs 15. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Ek maak dit bekend. Ek sê vir julle waaroor dit gaan. Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daarin vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Die evangelie word bevestig in die opstanding van Jesus. En vriende, nou moet ek nog 'n ding byvoeg vanoggend, en hier is baie belangrik, die essensie van getuienisse. Luister baie mooi, die essensie van getuienisse oor die goeie nuus. Die essensie van prediking en bemoediging van die gemeente, en natuurlik die gebruik van ons gawes binne die gemeente, behoort te wees, volgens die Bybel se standaard, om die opstanding van Jesus Christus uit die dode te bevestig. Enige getuienis wat nie die opstanding bevestig nie, dra geen krag nie, volgens die skrifte. Dis bemoediging, dis mooi. Ek het eintlik in my notas geskryf, ek gaan vir julle presies lees wat ek hier geskryf het. Dit, my vriende, is om te getuig. Dis wonderlik dat Jesus vir ons onderneem in die daaglikse lewe. As ek vandag vir julle getuienis moes deel, en as dit die platform van hierdie byeenkoms was, as ek vir julle moes vertel wat ek gesien het in die laaste maand, as wonderwerke wat die Here gedoen het, fisiese wonderwerke, sal julle hare op julle rug rys. Hierdie oor het gesien, werklik. Maar is nie die evangelie nie? Is nie die evangelie nie? So dis wonderlik dat die Here Jesus vir ons onderneem in die daaglikse lewe. Dis asemrowend om te hoor van sy kragtige dade en wonderwerke, maar dit, vriende, behoort nie die fokus en inhoud van ons evangelie te wees nie. Mense moet weet, Jesus het opgestaan uit die dood. Hy lewe, en by hierdie getuienis, gesame met sy lewe, en die feit dat hy gesterwe het, daarby is die Heilige Gees kragtig betrokke. So ek wil net een laaste dingetjie so in afsluiting vir u noem, vriende, net ook om te verstaan waaroor Handelinge gaan, is baie eenvoudig. Ons moet onthou dat hierdie Handelinge boek is 'n geskiedenisboek. Handelinge spesifiek. Dis geskiedenis. Dis nie teologie per se nie, dis dit ook. Dis nie 'n mite nie, dis nie apokaliptiek nie. Dis geskiedenis. En julle vra vir my, Dorothea, hoe weet jy dis geskiedenis? Wel, dis baie eenvoudig. Gaan kyk net na die plekke, byvoorbeeld, onder andere in hoofstuk 1. Ek het vinnig deur hoofstuk 8 gaan lees, hoofstuk 1, daar gee ek vir die antwoord. Ek het gou vinnig deur hoofstuk 1 gaan lees, en in hoofstuk 1 is daar ongeveer min of meer naastenby 8 plekke wat genoem word. In enige geskiedenisboek wat geverifieer kan word, is daar datums, tye, plekke, mense. En dit alles sê vir ons, ons kan dit meet aan die geskiedenislyn, en Handelinge kan ons meet aan die geskiedenislyn. Onder andere in hoofstuk 1 die mense van wie ons lees, en dan in hoofstuk 1 daai 8 plekke waarvan gepraat word. Dis nou interessant, as ek vinnig vir julle moes sê, as jy die uiterstes van die aarde bytel, wat nou nie 'n spesifieke plek is, maar die aarde is tog 'n plek, nie waar nie, so ek het hom ingesit. En dan natuurlik die verwysing na Israel in hoofstuk 1. Nou hoofstuk 1 se verwysing na Israel is 'n verwysing na die volk,
Maar Israel is toch 'n plek oor, nie waar nie? So as jy daar almal bytel, 8 plekke, net in hoofstuk 1. Handelinge is 'n geskiedenisboek, en ons kan die inligting daarin met groot liefde aanvaar. So vriende, ek gaan vir julle vra, en hierdie is my slot opmerkings, ek gaan julle versoek dat tydens ons voelvlug oor Handelinge, dat julle deurgangs notas sal maak, 'n lysie, asseblief, van wat ons uit Handelinge geleer het met betrekking tot die Heilige Gees van God. Byvoorbeeld vandag het ons 3 goed geleer, ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, ek het dit nie uitgelig en gesê, nommer 1 en nommer 2 nie. Ons het 3 goed geleer, ek gee vir julle die antwoord. Hoofstuk 1 vers 2, Jesus het bevele gegee deur die Heilige Gees. Hoofstuk 1 vers 4, die Heilige Gees was deur die Vader beloof aan sy disippels. Hoofstuk 1 vers 5, die apostels sou gedoop word met die Heilige Gees. En ek dink julle sien wat ek doen, ek skryf die ding wat ek leer neer, en dan direk langs dit skryf ek die vers neer. En ons gaan dit doen soos ons oor Handelinge vlieg. So in voorbereiding vir volgende week, en hier kom jou huiswerk, wil ek vir jou vra dat jy vir my die volgende paar opdragte gaan uitvoer. Ek gaan dit nie eers op die groep sê nie, ek sê dit net hier vandag. Memoriseer vers 8 vir volgende week. Nommer 2. Gaan bestudeer die woord gedoop, die woord baptizo in die oorspronklike taal. Dis koinai Grieks, vriende, hy het 'n betekenis. Maar ek wil nie met u praat oor die doop van die gelowige nie, want dis nie hier ter sprake nie, maar jy moet gaan kyk na daai woord gedoop of baptizo, wat in vers 8 gebruik word. Maar nou wil ek vir jou vra, doen vir my huiswerk, gaan vergelyk daai woord ook met die konnotasie wat dit het met vers 5 en die verbintenis wat dit het met die Heilige Gees van God. Dis 2 opdragte vir volgende week. Ek lees die laaste paar woorde wat ek geskryf het. Wanneer ook al die Here jou roep om iets vir hom te doen, sal hy altyd die middele verskaf om die opdrag uit te voer. Jy sal nooit nodig hê om jou eie krag, jou eie wysheid of jou eie vermoë die taak te doen nie. Die kind van God het die Heilige Gees in sy volheid as ons helper. Nou Jesus vanuit die evangelie lees is ons voorbeeld om te sien hoe hy dit gedoen het. Die evangelie van Johannes, spesifiek hoofstuk 5, bevestig duidelik dat Jesus altyd en alleenlik gedoen het wat sy Vader behaag het. En dit, vriende, is my begeerte gedurende ons serie van Handelinge, dat ons Hemelse Vader vir ons oor en oor en oor gaan wys wat dit beteken om gevul of gedoop te wees met die Heilige Gees en om in volle afhanklikheid van hom te lewe en om niks te doen sonder hom nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord altyd die waarheid is en veral in die boek Handelinge sien ons geskiedenis. Ons het vanoggend nou net so 'n bietjie deurgedruk om ekstra inligting ingewerk te kry sodat ons kan verstaan van hier af waaroor hierdie boek gaan en wie dit geskryf, sodat ons ook kan toelaat dat u deur u Heilige Gees in en deur ons werk. Ons weet dat sonder u kan ons niks doen nie. Ons weet, Here Jesus, dat u Heilige Gees u beloftes waar maak. En daarom wil ons in hierdie oggend vir u kom vra dat u asseblief vir ons sal help, dat ons die werk sal doen aan die kragsentrale van ons innerlike wandeling saam met u, sodat daardie turbines wat die krag opwek, weer werkende sal raak, en dat u kragtig in en
deur u kerk kan werk in hierdie donker wêreld. Vader, as die apostels in so kort tydjie so groot impak op die wêreld kon hê, Vader, kan ek maar net begin indink wat u kan en sal doen wanneer u volle beheer oor ABKPI oorneem. Hier is baie selfgesentreerdheid. Hier is baie hoogmoed. Hier is baie sonde. Ons is almal skuldig, Here. Ons sondes het 'n skeidsmuur geword tussen ons en ons God. En ons wil vandag jammer sê, Here, en ons wil wag totdat u ons bekragtig met u Heilige Gees. En nie om die beste sportman te wees nie om die beste werker by die werk te wees wat die sertifikaat kry vir beste werker van die maand nie om die beste ambagsman te wees of die beste sekretaresse nie om die beste akademiese student te wees nie om die beste en gehoorsaamste kind in ons huis te wees. Dit alles is mooi, Here. Maar Vader, om die beste getuie te wees van Jesus se opstanding. Mag u in hierdie week waar ons gaan, deur ons praat, dat mense sal weet, 'n sondelose Jesus, ware mens en ware God, het ons sondes gedra en hy het opgestaan. Hy lewe, hy het oorwin. Dankie Vader, dat daai krag nog steeds tot ons beskikking is. Help ons nou net om dit te neem, in Jesus naam. Amen.